Die een wat jou nie laat struikel nie. Die een wat jy sal vang die dag wanneer jy val. Die Here jou God is vanmôre die een wat jou paai gelyk maak en wat die doring uit jou vlees neem en sy genade in jou stoor en belê omdat jy sy kind is. Die een wie sy genade vir jou gegee is sodat jy vanmôre as koningskind hier kan rondloop en weet jy is gered. Hy is vanmôre die een wat die belofte vir jou gee vir die ewige lewe, die dag toe jy hom aangeneem het. Hy is vanmôre die een wat elke belofte tot vervulling laat bring. Hy is vanmôre die een wat jou nie steek laat wanneer jy voel jy is alleen nie. Hy is daar. Hy is vanmôre die een wanneer jy iemand nodig het om mee te gesels. Die beste vriend wat enige gelowige voor kan vra. Dit is jou koning vanmôre. Hy is vanmôre die een wie vir jou of wat vir jou al die pyn deurgestaan het. Hy is vanmôre die een wat vir jou bid. Wanneer die vyand ons kom aankla, is hy die een wat ons defens is. En hy is vanmôre die een waarvoor ons wag. Here, in hierdie diens vanmôre wil ons nie niks anders doen as om vanmôre by U te kom hoor en by U te kom leef, Here. Daarom weet ons, Here, dat ons vanmôre die autoriteit het om die vyand te weerstaan, Here, en ons plek in te neem en te hoor wat U te sê het. Here, ek kom bid vanmôre dat elkeen wat môre hier ingestap het vir nuwe hier sal uitstap, Here. Met nuwe kennis, Here. Mag vanmôre se woord 'n woord van herinnering wees. Mag vanmôre se woord 'n woord wees van inspirasie. Mag vanmôre se woord 'n woord wees waar hulle kan vashou, Here. En die koneksie in U vind, Here. Dankie, Here, dat U ons so liefhet. Dankie dat U ons so bewaar. Iemand moet dit hoor, die Here hoor jou gebede. Die Here verstaan jou dilemma. En net soos hy aan Hanna gedink het die dag toe sy die begeerte aan hom bekend gemaak het, net so dink hy vanmôre aan jou ook. Dankie, Here. Ons loof en eer U vanmôre. Ons hart is saam met U bly. In Jesus naam. En die volk van die Here sê, amen, amen, amen. Vanmôre, baie dankie, jy kan die sitplekke neem vanmôre. Halleluja. Die Here is goed vanmôre. Al ons kinderkerkies, julle mag saam aan die Netta gaan. Ek hoor hulle gaan lekker preek met vanmôre. Halleluja. Op hierdie lekker besonderse koue oggend. Ons is bly om in die huis van die Here te wees. Amen. Sê nou net vir my, ons moet asseblief volgende jaar kyk na gasheaters. Jy weet, mag gelukkig die Here kom maak ons warm vanmôre. Ek dink dit was 'n lekker lied gewees in die begin van die diens vanmôre. Amen. Halleluja, dit was 'n lekker lied gewees daai. Vanmôre wil ek met jou gesels en blaai saam met my na 1 Samuel 2 vers 1 tot 4. So jou Bybel sê blaai saam met my na 1 Samuel 2 vers 1 tot 4. En vanmôre wil ek met jou kom gesels oor Hanna se gebed. Mag ek net die lampietjie optel? Hanna se gebed vanmôre. Nou dames, is nie net 'n woord vir julle nie, is 'n woord vir ons mans ook vanmôre. Amen.
Want hierdie gebed van Hanna is 'n gebed wat elke gelowige kan toepas in hulle alledaagse lewe vanmôre. So as jy saam met my in die woord vanmôre, 1 Samuel 2 vers 1 tot 4, en ek gaan die woord van die Here lees, en hy sê, toe het Hanna gebid en gesê, my hart jubel in die Here. Amen. My horing is hoog in die Here. Amen. My mond is wyd oor my vyande, want ek verheug my in U verlossing. Amen. En sy gaan aan, sy sê, niemand is heilig soos die Here nie. Amen. Ja, daar is niemand buiten U en daar is geen rots soos ons God nie. Amen. Vers 3 sê, spreek nie voortdurend al te hoog nie, laat vermeerderde taal nie uit jou mond uitgaan nie, want die Here is God van diepe kennis. Amen. Voordat jy spreek, weet die Here al wat jy gaan sê. Amen. So wanneer daai gedagte vorm, bely hom. Amen. Amen. En om te dink, hulle verklaar dit in die Ou Testament, in ons lewe vandag in hedendaagse tye. Amen. En deur hom word die dade beproef. Amen. Hy sê in vers 4, en nou laaste stukkie van die gebed, is eintlik 'n lang gebed, maar hierdie laaste stukkie sê sy, die boog van die helde is verbreek, maar die wat gestruikel het, is met krag omgeword. Amen. Tot sover in die Here seën dit gewese woord. Amen. Ons moet vanmôre besef dat die helde wat ons ken, wat dan die mag en die gesag en daai so het, wat dink hulle is almagtig en so, word verbreek. Amen. En die mense wat struikel sal met krag omgord word. Wat beteken? Ons elkeen vanmôre het die krag. Amen. Om te kan opstaan en te kan sê, Here, ek kom na U toe. Amen. 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 Eendag gaan ons leierskap, ons government nie voor die Here staan nie, ons gaan voor die Here staan. Amen. En vanmôre in hierdie gebed van Hanna kan ons sien dat sy letterlik op daai punt was waar sy sê, Here, hoor net my hart vanmôre. Moenie oor my omstandighede worry nou nie, hoor net my hart. Want ek jubel in U vanmôre. En vanmôre is hierdie gebed vir U en my vanmôre, want wanneer ons vir die Here kan gaan staan en sê, Here, hoor net wat my hart is vanmôre. Hoor net wat ek wil by U neerlê vanmôre. En die Here is kragtig om te kan seën in die gebed en in die omstandighede. Amen. Nou, Hanna se gebed speel af in 'n tyd waar sy die verlange gehad het na 'n kind. Amen. Waar sy die verlange gehad het na die grootste begeerte van haar hart. En die Bybel sê jy kan jou begeertes en eers jou behoeftes, dan jou begeertes aan die Here bekend maak. Want hy sorg vir jou. Amen. Niemand hoef te weet van jou begeerte of jou behoefte, nie die Here hoef te weet. Amen. Maar Hanna se begeerte was om 'n kind te kan baar. En net so vanmôre het ons dalk begeertes in ons hart, behoeftes, wat ons die Here wil hê, breek deur vir ons koning, want ons het dit nodig. Amen. Ons het die verlange om dit te kan hê, sodat ons kan floreer. Ja. Maar hierdie ma het 'n verlange gehad vir 'n kind, omdat sy die koneksie wou hê, hoe dit voel, om 'n kind te kan maak. Amen. Hoe baie keer gaan ons na die Here toe en ons sê, Here, ek het die begeerte. Want kom ons wys dit, jy kan sonder 'n kind klaarkom. Dit is nie 'n behoefte nie. Die oomblik wanneer die Here vir jou 'n kind gee, aan dit aan jou toeleen, aan jou toe van jou vertrou, is dit 'n begeerte van jou hart wat vervul word. En Hanna het hierdie begeerte gehad dat haar kind vir haar gegee moes word. Amen. Hanna het in die vorige hoofstuk begin bid vir Samuel. In 1 Samuel 1 vers 19 tot 20 lees ons waar Eli die profeet vir Hanna gesê het, okay, hou op ween, hou op neergedruk, gaan terug. Die Here het jou gehoor.
En vanmôre wil ek met u kom deel dat wanneer jy jou begeerte aan die Here bekend maak, die Bybel sê sy was bedroef gewees. Sy was bedroef gewees in haar gees omdat sy nie 'n kind kon baar en die mense het haar uitgelag. Hoe baie keer lag die mensdom die ander uit as gevolg van sekere dinge wat hulle nie kan bereik op die oomblik. Maar Hanna die boldness gehad om op te staan. In 1 Samuel 1 vers 29 sê, dis net 'n stukkie agtergrond vir die actual boodskap van môre. En hy sê in vers 19, toe het hulle die môre vroeg klaar gemaak en voor die aangesig van die Here aanbid en teruggegaan by die hulle huis in Rama gekom. En Elkana het sy vrou Hanna beken en die Here het ook aan haar gedink. Amen. En by die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem, want het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Amen. Hanna was bedroef gewees in die begeerte wat sy gehad het. En sy wou met die Here se genade vir almal bewys dat die Here kan vir haar 'n kind gee. Amen. Sy wou van hulle bewys het dat die Here kan vir haar deurkom. Al dit lyk net vir hulle onmoontlik, by haar God was alles moontlik. Amen. En die oomblik toe Eli vir haar sê, gaan terug na jou huis, gaan terug na jou man. En die oomblik toe hulle nou weer hulle self beken, toe dink die Here aan haar en haar begeerte. En haar begeerte was tot vervulling binne 'n jaar. Jy sien, Hanna moes bekend maak aan die Here. Amen. Kind van God, maak jy nog jou begeertes bekend aan die Here. Onthou, hier is 'n agtergrond vir die actual boodskap. Maak jy nog bekend aan die Here wat jy nodig het? Of leef ons in 'n bedroefdheid? Hanna moes deur haar bedroefdheid opstaan en sê nie meer tot hier nie, ek is nou verby, en sy was gehoorsaam aan Eli se raad. Hoekom? Want Eli was gestuur deur die Vader. Amen. Die Vader het geweet Hanna sukkel. En baie keer stuur die Here vir ons mense op ons pad omdat ons sukkel. Amen. En nadat sy geluister het, het sy swanger geword. Amen. Jou begeerte vanmôre kan binne 'n oogwink vir jou gebeur. Die Bybel sê binne 'n jaar het sy gebaar. Obviously 9 maande natuurlik. Binne 'n jaar het sy gebaar, maar die Here kan binne 'n oogwink, vinniger as wat jy dink, jou begeerte vir jou net so gee. Amen. Maak jy dit nog bekend aan jou koning? Amen. Dis die vraag van môre. Hoekom het sy Samuel die naam gegee van Samuel? Weet jy? Nou Samuel was gebore. En die oomblik toe hy gebore word, toe gees Hanna hom die naam Samuel oor 2 redes. Of 1 groot rede. Samuel was gebore om 2 konings te salf vir 2 koninkryke. Dis 'n stukkie agtergrond. Saul en Dawid. Maar die actual naam Samuel vanmôre beteken dat dit 'n geskenk van die Here was. Amen. Geleen. Omdat die naam Samuel beteken dat God se naam word verheerlik. Amen. Hy word die antwoorder van gebed genoem in die naam. En die naam verklaar dat hy na sy kinders luister. Amen. En dis hoekom Hanna die oomblik toe sy swanger is, die oomblik toe haar begeerte vervul is, haar kind Samuel genoem het, want sy het verklaar dat God luister na haar. Amen. Sy het verklaar dat sy naam is bo elke naam. Sy het verklaar dat haar seun vanmôre vir hom sal werk om 2 konings en 2 koninkryke te salf. Jy weet baie keer nie hoe kragtig jou begeerte kan wees nie.
Jy het dalk die begeerte, kom ek gaan 'n simpel voorbeeld, jy het dalk die begeerte om 'n nuwe kar te hê. Amen. Of as ek nou die begeerte het om ook kinders te hê eendag, nee. Maar jy weet nie tot watter stadium gaan die Here daai vir jou verder vat nie. Jy weet nie hoe kragtig gaan daai begeerte vir jou word. Amen. En dis hoekom Hanna gebid het vir haar seun. Hoekom? Want sy wou bewys dat die Here in haar ook 'n wonderwerk doen. Amen. En daarom kom ons by die actual boodskap vanmôre. Hanna se gebed tot God vanmôre. Ja. Amen. Hanna bid en ek gaan vanmôre op 'n paar punte fokus. Sy bid daai gebed. My hart jubel in die Here. My horing is hoog in die Here. My mond is wyd oor my vyande, want ek verheug in U verlossing. Vanmôre wil ek hê jy moet besef dat die gebed wat jy bid vir jou begeerte of jou behoefte, moenie dink dat jou gebed vanmôre minder krag dra nie. Die oomblik toe sy sê my hart jubel in die Here, het sy verklaar dat geen satansmag kan vir my sê wat ek hier gaan doen nie. Geen satansmag kan bepaal hoe kragtig die Here in my lewe gaan werk nie. Sy het verklaar ek is bly omdat die Here in my lewe is. Dis hoekom sy gesê het my hart jubel in die Here. Toe sy gesê het my horing is hoog in die Here, het sy gesê ek kan deur alles gaan. Amen. Wat die vyand teen my pad sit. Amen. Elke woord wat teen my gespreek word, sal breek. Amen. Dit was haar gebed. Amen. Die oomblik toe sy sê, Here, my mond is wyd oop oor my vyande, en sy gesê, ek sal spreek teenoor my vyande. Ek sal nie terugstaan nie. Amen. Die Here het vir my gesê, go for it, girl. Ja. Want hy het haar gekies. Amen. En Hanna se gebed doen die Here danksy hom die Vader vir die geleentheid wat sy kan hê om aan hom die eer te bring. En net so vandag wil ek met u deel dat God ons nodig het om so saam op te tree. Hy het nodig die oomblik wanneer ons die voorreg het en die kans het om te kan doen wat hy moet doen. Eerste punt, my hart jubel. Hanna bid tot die Here en begin haar gebed met my hart jubel. Met ander woorde, sy is van groot vreugde vanmôre. Daar is geen stukkie hartseer in haar nie, want sy is gelukkig. Daar baie keer, hoe baie keer is ons nog vol vreugde en gelukigheid as ons tot die Here bid en begin. Hoe baie keer begin jou gebed, Here, dankie vir hierdie dag. Hoe baie keer begin ons gebed, Here, wat gaan ek nou maak? Hoe baie keer begin ons gebede in so 'n manier dat ons net die lysie by die Here afgooi en nie aan hom die eer gee. En dan dink wat die Here sê by die Vader, wat hy sê, dat hy tree in by die Vader. Hoor wat sê Sefanja 3 vers 17. Die Here, jou God, is by jou. 'n held wat verlossing skenk. Sê die Here is by my. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde en hy juig oor jou met gejubel. Die oomblik toe Hanna sê, Here, my hart jubel, toe jubel die koning oor haar lewe, want hy het sy erkenning gegee dat sy jubel in hom. Die oomblik wanneer ons erkenning gee aan die Here, dat Here, dankie vir wat ons het, begin die Here jubel oor jou, want hy tree in vir jou. Amen. Die oomblik toe Hanna sê, my hart jubel, toe sê die koning, maar my hart jubel nog altyd oor jou. Amen. Halleluja. Amen. Die Here verheug homself met blydskap oor jou en my vanmôre. Amen. Daar's nie een dag wat die Here nie aan jou dink nie. Amen. Amen. Met ander woorde, hy is vol vreugde wanneer hy vir ons intree in gebed. Amen. Wie anders as die kinders van die Here kan sê dat hulle God en koning vir hulle intree soos ons koning. Amen.
Wie anders in hierdie wêreld kan juig met gejubel soos ons koning oor ons? Wie anders kan homself so verheug oor sy kinders soos ons koning vanmôre? Come on, church. Die Here jubel en juig oor jou vanmôre. Wees 'n bietjie gou so 'n oomblik selfsugtig en sê die Here jubel oor my vanmôre. Halleluja. Verklaar dit vanmôre want die vyand moet dit hoor. Net soos Hanna met blydskap oor haar seun tot die Vader gebid het, net so bid die koning vandag met blydskap oor jou vanmôre. Net so tree die koning vandag in vreugde by sy Vader op, wanneer die accuser kom die defense en hy sê, maar my koning, my God, ek het vir hom ingetree, hy is my kind vanmôre. Halleluja. Maar die Here sê, maar die Hanna stop nie daar nie, sy gaan aan, sy sê, my horing is hoog vanmôre. Met hierdie statement het Hanna letterlik bedoel, sy is sterk in die Here vanmôre. Baie keer, as sy teenoor haar koning en haar hemelse Vader erken, dat haar sterkte lê in die Here. Ek vanmôre wil sê, self met die bank op, dis moontlik, as hy nie vasgeskryf is nie. Nee. Maar ek vanmôre my koning moet vir vat hierdie bank as hy vasgeskryf en verwyder met my. Die Here sal dit doen. Sy besef dat die krag wat sy nodig het is in haar God en nie in haarself. Baie het teen Hanna opgetree. Kom in die kerk, hoe baie tree teen jou op. As jy net een ding dalk uit plek uit sê in hierdie wêreld is hulle op jou. Maar baie het teen Hanna opgetree. Baie het teen haar gedraai. Maar sy het verklaar dat haar sterkte lê in die Here vanmôre. Bedoelende, in die Here was sy sterker as enigiets en ander wat hierna gestaan het. Hoe baie kan ons sê dat ons is sterk in ons God vanmôre? Kom ons wees eerlik vanmôre. Hoe baie sê ons is sterk in ons God vanmôre? Hoe baie keer kyk ons teen die dak vas en sê, Here, ek voel so lam. En eintlik sê die Here vanmôre, maar jy's sterk. Psalm 31 vers 25 sê, wees sterk en laat julle hart sterk wees. Almal wat op die Here wag vanmôre. En dis presies wat Hanna gedoen het. Die oomblik toe sy sê, my horing is hoog in die Here. Toe sê sy, my koning, ek wag op jou. Die oomblik toe sy sê, my horing is hoog in die Here. Toe sê sy, ek is sterk in my koning se teenwoordigheid. Die oomblik toe sy sê, my horing is hoog in die Here. Toe sê sy, ek verklaar dat daar is magtigheid oor die vyande wat in u en my optree vanmôre. Wanneer Hanna gesê het, in my hart jubel en ek is sterk in die Here, toe sê my koning, ek sal vir jou die krag wys vanmôre. Oomblik toe sy haar plek neem as koningsdogter. Toe bestraal die Here haar met krag. Baie keer is die krag genoeg om iemand se mond net stil te maak. Mens het nie nodig baie keer al wil mens baie keer hoe erg, jy weet, die manlike 5-fout ministerie toe te pas nie. Baie keer is een woord goed genoeg. Jy sien, wanneer ons sterk bly in die Here, kan ons berge versit en dit sal so wees. Hanna het gewag op die Here en het haar sterk laat staan. Hoekom? Want sy het geweet haar sterkte lê in 'n groter magtigheid. En vandag wil ek jou bemoedig dat moenie mismoedig word nie. Wag op die Here. Vertrou op hom, wees sterk in hom, staan sterk in hom. As dit vir Hanna kon werk, kan dit vir jou ook werk vanmôre. As dit vir Hanna kon deurgaan, kan jy ook deurgaan vanmôre. Halleluja. Hanna moes besef hoe sterk dit lê in die wêreld. En die oomblik toe sy dank die Here dit besef het, toe gebeur die verlossing. Toe kom haar begeerte tot vervulling. Vandag moet ons kerke besef, ons kragte lê in die Here. Jy weet baie keer, en ek dink elke pastoor, ek dink ek is self skuldig daaraan. Baie keer verwag ons en ons bid, Here, ag, seën tog hierdie persoon
dat hy kan help, seën tog daai, Here, seën hulle, Here, seën die gemeente. Amen. Dis die gebed wat ons oor moet bid, elke dag. Ja. En die oomblik, en dit was dieselfde met Hanna gewees, Hanna het gesien hoe elkeen geseën word. Amen. En sy het gesê, Here, seën my. Amen. Halleluja. Amen. Ek gaan aan die volgende punt. My mond is wyd oop oor my vyande. Nou hier wil ek nou oomblik stop, nee. In 'n ander vertaling sê hierdie stukkie skrif letterlik, en ek wil vanmôre hoor die melodia, ek lag my vyande uit. Amen. 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 Praise die Here. Amen. As ek net vir julle lag, sê ek nie my vyande nie, hoor. Die woord sê ek lag my vyande uit. En wanneer die Satan probeer begin hom uitlag. Wie het begin lag onder die Gees? Amen. My vrou like dit. Want sy weet daar's oorwinning dan. Amen. Die oomblik wat die vyand teen jou optree, begin hom uitlag. Amen. Dit is nie arrogansie nie, Here, dit is om te bewys wie is in beheer. Ja. En Hanna het haar vyande uitgelag. Amen. Sy het vir die mense wat teen haar ingetree het en gesê het, wat soek jy, so het sy vir hulle gelag. Sy het vir hulle gesê, gaan weg man. Amen. Hanna het vir vyande gelag. En die mense wat teen haar gespreek het, wat gesê het sy sou nie swanger word nie, het sy gelag vir hulle. Amen. Jy sien, dieselfde manier kan ons vandag sien, dat dit is in ons lewens wat dit ook so uitspeel. Baie keer kom die mense en hy sê 'n beperking op jou. Amen. Hy sê 'n beperking op jou lewe vorentoe. Amen. Vat jy dit op, lag jy hom uit vanmôre. Amen. Die dokters het gesê toe ek klein was, ek sou nie verder as 6 jaar oud geword het nie. Dan sou ek dood wees. Maar my ma het gesê dat my God is sterker as enige dokter uitslaan. En as dit nie vir daai vrou se woorde was, was sy na God geglo het, nie kan ek amper vir jou sê, dit sou ook so gewees het. Want wat weet 'n 6-jarige eintlik nou van hierdie tipe woorde? Amen. Hanna het geweet, die oomblik toe sy sê, en sy sê, haar God is sterk, en sy haar vyande uitlag, het sy geweet, en het gaan verbaas Amen. oor die woorde wat hulle gespreek het. Amen. Jy sien, dit gebeur wanneer iemand vir, kom ons gebruik bijvoorbeeld, wanneer iemand vir jou sê, jy kan nie swanger word nie, lag hom uit. Amen. Wanneer jy nie kan promote word, wanneer hulle sê, jy kan nie promote word na die volgende vlak in jou werk nie, lag hom uit. Yes. Dit is nie arrogansie nie, nee. Onthou net. Wanneer iemand vir jou sê, jy kan nie vooruit gaan nie, lag hom uit. Wanneer iemand vir jou sê, jy kan nie suksesvol wees nie, lag hom uit. Wanneer iemand vir jou sê, jou lewe kan nie in oorvloed wees nie, lag hom uit. Wanneer iemand vir jou sê, jy kan nie deurdruk nie, lag hom uit. Wanneer iemand vir jou sê, jou gesondheid is so pateties, lag hom uit, want hy weet nie waar hy jou sterkte nie. Wanneer iemand vir jou sê, jy kan nie genees word nie, lag hom uit. Lag in sy gesig en sê, kom, my koning is op die troon vanmôre. Halleluja. Prys die Here. Amen. Wanneer jou vyande en die woorde wat hulle sê vanmôre teen jou gespreek word, lag hulle uit en verklaar jou victor. Amen. Verklaar dat jy is meer as oorwinnaar vanmôre. Amen. Hanna het haar vyande uitgelag en sy het die boldness geneem Amen. om hulle te bewys hoekom sy vandag kragtiger is in die Here. Amen. Halleluja. Is ons vandag soos Hannas? Amen. Of is ons vandag soos die res van die wêreld wat net aanvaar wat ons uitgespreek word? Wanneer jy vandag jou boldness neem, sê Psalm 81 vers 14 tot 15 die volgende. En die Here sê hierso: Ag, as my volk maar net na my wil luister, as Israel net my weg wil volg, dan sal ek gou hulle vyande onderwerp, hulle aanvallers eiehandig verslaan. Amen. Wanneer jy vandag jou boldness neem in die Here, sê die Here, hy sal jou vyande vir jou wegvat. Hy sal jou vyande so seer en so ver weg verslaan, dit sal nie eens kan terugkeer na hom toe. Amen. Hanna het op boldness gevat. Amen. Samuel was waar.
Samuel was haar, hoe gaan ek sê, getuienis. Amen. Amen. Die produk van 'n lewende God se werk. Amen. Amen. Die dinge wat hy nagespreek is. En vanmôre gemeente, ek gaan afsluit met die volgende. Baie keer voel ons soos Hanna. Die mense spreek teen ons. Mense spreek teen jou lewe. Ja, amen. Kom aan kerk, hoe baie mense al in jou lewe spreek. Amen. Hoe baie keer die mense al vir jou gesê, hoorie, maar daar's geen manier dat jy daardeur kan kom. Amen. Dis verby, die lyntjie is getrek. As die Here iemand by die dood kan omdraai Amen. en hom die lewe gee wat hy moet lewe, gemeente, kan die Here enige begeerte vir jou sluit. Amen. Ek sluit af met Hanna se woorde. Sy sê, ek verheug my in u verlossing. Amen. Amen. Nadat Hanna haar gebed in vers 1 begin het met blydskap, het sy haar gebed geëindig met blydskap. Amen. Haar gebed was aan die begin, Here, my hart jubel. Amen. Tweede was, ek verheug my in u verlossing. Amen. Die Here het reg deur van die begin van haar gebed al klaar die verlossing gegee. Dankie Jesus. Amen. Baie keer besef jy dit nie, dat die verlossing al klaar in plek is. Amen. Kom ek gaan vra, is hier iemand wat permanent bid vir hulle kinders? Amen. Maar as 'n vraag op my dit vra, ek sien almal kyk my so, ja. Yes. Wie bid al lank dat haar kinders net moet kontak maak met hulle? Of net vir 'n slag bietjie by die huis moet kom draai? Moenie opbid. Amen. Amen. Partykeer gebeur dit, Amen. dat 'n moeder moet aanhou bid. Amen. En ek wil vanmôre jou bemoedig, en dis soos Hanna was. Sy het vir haar kind gebid nog voordat sy swanger was. Amen. Voordat my vrou swanger is, bid ek al vir my seentjies en my dogtertjie, want ek glo vas, ek sal 'n tweelingseuns en 'n meisiekind hê. Amen. Amen. Ek glo dit vas. Ek het al toe ek getrou is gesê vir die Here. Amen. En vir daai kinders bid ek al. Amen. En ek het hulle al by hulle naam geroep en hulle gesalf. Amen. Prys die Here. Moenie ophou bid vir jou geliefdes nie. Amen. Hanna het vir haar kind gebid voordat hy gebore was, en ek glo as gevolg van Hanna se opregte gebed het Samuel die leier geword wat hy moes word. Amen. En dis my bemoediging aan julle vanmôre. Dat kom ons wees Hanna bidders. Kom ons wees op die man af. Ja, prys die Here. Dankie Jesus. Joshua 21 vers 41 wil ek vir julle sê. En hoor mooi wat sê die Here hierso. En die Here het hulle aan alle kante rus gegee. Amen. Net soos hy hulle vaders met eed beloof het. Net soos die Here beloof het, nee. En niemand van al hul vyande het voor hulle stand gehou nie. Amen. Al hulle vyande het die Here in hulle hand gegee. Amen. Amen. En wat Hanna gesê het, Here, ek verheug in u verlossing, Amen. was dit in haar hand gegee. Amen. And she became the story. Amen. Geen woord van al die goeie woorde wat die Here met die huis van Israel gespreek het onvervuld gebly nie. Amen. Alles het uitgekom. Amen. Amen. Wanneer jy vanmôre vir jou kind bid, liewe ouer, Ja. dalk het jy jou kind baie lank lank gesien. Dalk voel jy vanmôre dat jy bid en jy bid en jy bid en die Here hoor nie. Moenie ophou nie. Amen. En die Here sê, alles wat hy oor jou kinders beloof het,
sal nie onvervuld bly. Amen. Dit sal uitkom. Dankie, Here. Die Here sal nie verlossing beloof en twis op jou pad stuur nie. Amen. Elke belofte sal hy volg. Amen. En vandag is dit my bemoediging, as jy vir ons die musiek so opsit, asseblief Michael. Wanneer ons gebed eindig met die Here dat ons sal bly wees in sy verlossing. Jesus. Dankie Here. Wanneer ons sal bly wees in sy verlossing, vorm 'n deel dat ons dit in die Here se hande los. Hanna bid verder, sy sê, niemand is heilig soos die Here nie. Amen. Daar is niemand buite U en daar is geen rots soos ons God nie. Amen. Ja. Amen. Vanmôre moet ons besef dat ons rots nie kan breek nie. Amen. Psalm 18:3 sê, die Here is my rots en my bergvesting Amen. en my redder. Halleluja. Jesus. My God, my rots by wie ek skuil, Amen. my skild en die horing van my heil, Amen. my rotsvesting. Amen. Met ander woorde, die Here sal vandag vir jou deurkom omdat hy jou redder is. Hy sal vandag vir jou veg omdat jy by hom skuil. Amen. Hy sal vandag vir jou 'n rotsvesting wees omdat jy vandag op hom vertrou. Amen. Kom ons sê. Dat as jy nog nie jou hart en volle vir die Here gegee het, moet jy nie vanmôre net jou hand opsteek en net vir jou bid. Net waar jy is. Amen. Here, vanmôre sit hier voor my ouers, oupas, oumas, broers, susters, Here. En soos Hanna wil ek bid vanmôre dat nie een gebed tot val sal kom nie, Here. Of vanmôre soos Hanna bid, Here, vir hierdie mense dat my hart jubel vanmôre om te kan sien, Here. Hulle neem U so baie in ag, Here. Vanmôre wil ek oor hulle spreek dat hulle sterkte lê in die Here homself, Here, en dat geen mag van die vyand hulle sal kan verbrysel nie, Here. Dat hulle vanmôre op die slang sal trap wat hulle wil ontwik, Here, en hulle sal afskud terug in die vuur, Here. Dat geen gif hulle sal kan belemmer om die naam van hulle God groot te maak. Here, vanmôre wil ek bid soos Hanna, Here, en ek wil vra, Here, wees vir hulle die toevlug en die krag wat hulle nodig het vanmôre vir hierdie week wat voor lê. Here, die week is dalk net 5 tot 6 dae, 7 dae lank, Here, maar in hierdie week het daar so baie gebeur, Here, en ek kom bid vanmôre. Genade, krag en elkeen, Here. Ek verklaar vanmôre oor hulle lewe, Here, dat hulle menens geseënd is, Here. Dat hulle nie gesien het, hulle is oorwinnaars vanmôre, want die woord sê dat U hulle oorwinnaars gemaak. Nie die van hulle vergeet nie. Here, en soos Hanna vanmôre wil ek vanmôre saam met hulle, Here, in U verlossing, Here, juig en jubel,
in U verlossing net vanmôre, Here, sê dat, Here, ons is so dankbaar. Dankie, Here, die kettinge van gesondheid wat 'n mens wil belemmer, Here, vanmôre val. Dankie, Here, dat die kettinge, Here, wat mens hou, Here, in 'n dood, 'n dal van doodskade, Here, vanmôre val, Here, en ons kan opstaan vanmôre. So nie te gaan lê nie. Mag hierdie woord vanmôre, Here, en elkeen 'n Hannah bidder oopmaak, Here. Mag hierdie woord vanmôre en elkeen werklik troosting bring, Here. Wanneer hulle weer intree in gebed, Here, mag hulle begin met 'n gejoel en eindig met 'n gejoel, Here. Dit is my gebed vir hierdie gemeente vanmôre, Here. En mag dieselfde liefde wat hulle vanmôre onder mekaar bewys, Here, en toon, dieselfde liefde wees waarmee hulle ander behanteer, Here. Ek vra dit in U naam, Heer. Dankie, Koning. Mag hierdie week vandag, of wat hierdie week gebeur, 'n geseënde tyd in die Here wees. Ek bless julle met gesondheid, ek bless julle met oorvloed. In Jesus naam. Enjoy. Daar's koffie en tee langs in die saal vir die wat belangstel, dis nie net ons.